Goeiemôre vriende. Baie hartlik welkom by ons oggendoordenkings van Uit die Woord Digitaal. In hierdie mooi dag groet ek vir jou in Jesus Christus se naam. Mag vanmôre se boodskap vir elkeen van ons tot seën wees. Ek is Dominee Adriaan Swart. Ons is steeds besig met ons reeks uit die boek van Openbaring en vanmôre gaan ons saam lees Openbaring 11 vers 3 tot 14. Ek sal aan my 2 getuies opdrag gee, en hulle sal met rouklere aan my boodskap 1260 dae lank verkondig. Hulle is die 2 olyfbome en ook die 2 lampe wat voor die Here van die aarde staan. As iemand hulle kwaad wil aandoen, kom daar vuur uit hulle monde uit en verteer hulle vyande. So moet elkeen doodgemaak word wat hulle kwaad sal wil aandoen. Hulle het die mag om die hemel toe te sluit, sodat daar gedurende die hele tyd wanneer hulle God se boodskap verkondig, geen reën sal val nie. Hulle het ook die mag om al die water in bloed te verander en op die aarde met allerlei plaae te tref, so dikwels as hulle dit nodig vind. Wanneer hulle egter hulle getuienis klaar gelewer het, sal die dier wat uit die onderaardse diepte uitkom, teen hulle oorlog maak, hulle oorwin en hulle doodmaak. Hulle lyke sal in die hoofstraat van die groot stad lê, waar hulle Here ook gekruisig is. Die stad word sinnebeeldig Sodom en Egipte genoem. Mense van al die volke, stamme, tale en nasies sal hulle lyke 3,5 dae lank daar sien lê, en nie toelaat dat hulle begrawe word nie. Die bewoners van die aarde sal bly wees oor hulle dood en hulle daaroor verheug. Hulle sal vir mekaar geskenke stuur. Hierdie 2 profete was immers vir die bewoners van die aarde tot 'n tuistering. Na die 3,5 dae het daar egter asem en lewe van God af in hulle gekom. Hulle het opgestaan en groot vrees het almal oorval wat hulle gesien het. Hulle hoor toe 'n harde stem uit die hemel vir hulle sê, kom op hierheen. Toe het hulle in 'n wolk na die hemel toe opgevaar en hulle vyande het dit gesien. Op daardie oomblik was daar 'n groot aardbewing en 1/10 van die stad het in mekaar gestort. 7000 mense het in die aardbewing omgekom en die ander het bevrees geraak en aan God van die hemel die eer gegee. Die tweede wee is verby. Kyk, die derde kom gou. Broeder en suster, in ons teks van vanmôre sien ons het Jesus Christus aan Johannes geopenbaar dat daar in die laaste dae 2 getuies na vore sal tree. 'n Groot deel van hierdie hoofstuk handel oor hierdie getuies en wat hulle hier op aarde kom doen het. Ek glo by elkeen van ons ontstaan die vraag, wie is hierdie getuies? En waarom het hulle rouklere aan? En waarom moet hulle 1260 dae lank God se boodskap verkondig? Ons lees in vers 4 dat hulle 2 olyfbome is en ook 2 lampe wat voor die Here van die aarde staan. Wie is hierdie 2 getuies? Oor die agtergrond en identiteit van hierdie 2 getuies is al heelwat bespiegel. Daar is baie teorieë oor wie hulle is. As ons verder in hierdie hoofstuk lees, sien ons dat hierdie getuies mag gehad het oor die natuur, om droogtes in te stel en om selfs oordeel oor die teenstanders te bemiddel. God het Moses en Elia gebruik in die Bybel met profetiese gesag om sy oordeel oor die teenstanders uit te spreek. Moses het bemiddel dat water in bloed verander en Elia was betrokke by die knellende droogte toe daar geen reën geval het nie. Johannes beklemtoon dat die 2 getuies van Openbaring 11 net soos Moses en Elia mag ontvang het om dit te doen. Moses en Elia sou volgens Joodse verwagtings
weer gedurende die eindtyd verskyn om Israel te herstel en oor die goddeloses te oordeel. Volgens Markus 9 het Moses en Elia met die verheerliking van Jesus op die berg verskyn en hulle was getuies toe Jesus die Seun van God genoem is. Die twee getuies van Openbaring 11 verteenwoordig die wet en die profete. Volgens die Joodse uitleg van Deuteronomium 10 vers 1 is die twee kliptablette verstaan as die twee getuies, Moses en Elia. Die twee moes God se woord bekend maak en God se straf bemiddel. Dieselfde geld hier in Openbaring 11. Nou word die hele kerk opgeroep om te getuig teen die vervolgers en die goddeloses. Die kerk getuig ook teenoor Jode en heidene volgens Galasiërs 2 vers 7 tot 10. Die twee getuies hier in Openbaring hoofstuk 11 stel dus simbolies die profetiese verkondiging van die hele kerk voor. Dit beteken alle Christene wat die woord van God aan mense verkondig, om die evangelie van verlossing te deel en God se wil aan die mense bekend te maak, maar ook om God se oordeel uit te spreek oor alles wat verkeerd is. Die inhoud van die boodskap moet altyd God se oordeel en verlossing bevat aan 'n geslag wat ontaard het en hulle rug op God gedraai het. Om 'n eerlike getuie en verkondiger te wees, impliseer ook vervolging en martelaarskap. Daarom sien ons, skryf Johannes in hierdie hoofstuk, van hoe hierdie getuies, die kerk van Jesus Christus, gelowiges, deur die wêreld verwerp sal word, en hoe hulle uiteindelik doodgemaak sal word, en hoe die wêreld daaroor sal juig. Maar alle ware gelowiges sal ook weer uit die dood opgewek word en na die hemel toe geneem word, sê vers 11 en 12. Die dood en die opwekking van hierdie getuies, of die kerk van Christus, die ware gelowiges, toon merkwaardige parallelle met Christus se dood en opwekking. En dit gee inhoud en trefkrag aan die kerk se boodskap, naamlik oorwinning deur martelaarskap. Maar dit het ook tot gevolg gehad dat baie mense tot bekering gekom het, volgens vers 13. Die kerk se getuienis kan vervolging en die fisieke dood meebring, maar juist dit word deur God gebruik, broeder en suster, om die ongehoorsaames en die goddeloses tot besinning te bring. Al word die kerk in 'n sekulêre omgewing bespot en verkleineer, weet hulle dat God self hulle getuienis na die uithoeke van die aarde sal begelei. Dit gee aan ons hoop, broeder en suster, om einduit te kan volhard met die oë gefestig op Jesus Christus, want ons is meer as oorwinnaars in hom wat ons liefhet. Kom ons bid saam. Vader, baie dankie vir hierdie nuwe dag, en dat U vandag uit genade aan ons lewe toegevoeg het, sodat ons, wat U medewerkers is, kan bou aan U kerk en koninkryk. Stuur vir ons uit, Here, as U getuies in hierdie wêreld. Seën ons lippe. Stuur die Heilige Gees uit om ons te motiveer en te aktiveer en om die boodskap van verlossing en bekering oor die hele wêreld uit te dra. Dankie dat ons kan weet, almal wat in Jesus Christus glo, is deel van God se oorwinnende kerk, en dat ons kan uitsien na daardie dag om eendag by U te wees. Seën vir ons hierdie mooi dag. Sorg vir ons vandag, Here, lei, behoed en bewaar ons, en vul ons harte met U vrede. In Jesus naam. Amen. Dankie vriende, 'n mooi dag vir u.